Here, hou ons vas. Hou vir ons naby aan U. Here, hou vir ons teen U hart en gee vir elkeen van ons 'n groot hart vir mekaar, vir U, vir die wêreld, vir ons gemeente. Ons wil bid dat U ook vandag hier sal wees en dat U self U woord sal oopmaak. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Filippense hoofstuk 3. Paulus is aan die woord. Hy sê verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit vastigheid. Waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsnyding. Want ons is die besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op liggaamlike dinge vertrou nie. Al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou. As iemand anders dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, afkomstig uit die volk Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, en wat die wet betref, 'n Fariseer. En kom ek sê net, as hy sê Fariseer, is dit nie 'n slegte ding nie, dit is een van die topklas ouens in die Joodse volk. Wat ywer betref, 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van die wetsbeoefening betref, onberispelik. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies. Terwille van Christus, inderdaad reken ek alles as verlies terwille van die uitnemendheid daarvan, om Christus Jesus my Here te ken. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword, en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry, en in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur die geloof in Christus, die regverdiging wat van God kom deur die geloof, sodat ek Christus kan ken en die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding deur aan sy dood gelykvormig te word, en ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het, of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek dit self al my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor lê. Ek beur voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Laat ons, wat geestelik volwasse is, so hieroor dink. Maar as julle anders hieroor dink, sal God dit in elk geval aan julle bekend maak. In elk geval, laat ons die pas volhou in ooreenstemming met dit wat ons bereik het. Broers, volg dan my voorbeeld, en let op hulle wat so leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het, want baie, van wie ek dit dikwels vir julle gesê het, en nou weer in trane sê, beleef as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, die maag is hulle God, hulle eer is in hulle skande, hulle wat aardse dinge bedink. Ons burgerskap is egter in die hemel, vanwaar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. Hy sal ons nederige liggaam verander,
om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, deur die krag wat hom in staat stel om alles aan homself te onderwerp. Daarom, my broers, julle vir wie ek lief is, na wie ek verlang, my vreugde en my kroon, geliefdes, staan dan so vas in die Here. In Korinthe, wat is nou gelees? Filippense, ja, hak my kop vas. Filippense is 'n gedeelte waar, soos 'n paar ander plekke in die Bybel, daar gepraat word oor die lewe as 'n wedloop, as 'n reisies. Daar word gepraat in 2 Timoteus word daarvan gepraat, daar word gepraat in 2 Korintiërs, daar word gepraat in Handelinge, daar word gepraat in Hebreërs, en dan ook hier in Filippense wat ons gelees het. Al hierdie boeke sê die lewe is soos 'n resies. Kom ons sê perderesies. Wanneer is die July? Volgende week, nee. Weet nie of iemand nog daarna kyk nie, of wil jy gaan opdres. Maar kom ons sê perderesies. En Paulus sê, as jy in hierdie reisies goed wil doen, dan moet jy so hardloop, dat jy die wenpaal altyd in die oog het. Nou die lewe is ook maar soos 'n reisies. En kom ons sê perdereisies. Jy trek weg, jy's hier in die, die hokke in, die goed gaan oop, en dan is almal omtrent gelyk. Hier by jou geboorte, kom jy hierdie wêreld in. Jy's skoon, jy's oop, jy's soos 'n spons wat goed inneem, jy kan berge versit, en dit gaan net goed. En dan, hier so by die kwart van die reisies, dan gaan jy saam met die ander adolessente in 'n nuwe fase in, waar jy begin kyk na die lewe vorentoe, jy begin droom oor hierdie wonderlike finansiële goed wat jy gaan bereik, en akademiese goed wat jy dalk gaan bereik, en verhoudingsgoed wat jy gaan bereik. Jy moet net kan vasbyt, en dan gaan dit met jou uitstekend gaan. En dan kom jy hier op 'n stadium, hier in die 3de deel van die reisies, hier in jou midlewe, waar jy begin voorraad opneem, waar jy begin sê, maar is ek waar ek wou gewees het? Is 'n klomp ander wat by jou verbygekom het? Jy's dalk verby 'n klomp ander, en jy begin aanpassings in die saal te maak, en jy begin reg te skuif en sê, maar is ek gereed om na die wenpaal toe te gaan? Jy het so 'n bietjie van 'n reality check. En dan die laaste deel van die reisies. Jy tree af, en jy is op pad na die wenpaal toe. En party ouens sê, hierdie deel, hierdie laaste deel is van die opwindendste dele van hierdie reisies. Jy weet wanneer jy in hierdie afdeling is, in hierdie laaste deel. En ek wil net hier my papiertjie uithaal, en ek gaan hom so vir jou lees. Iemand het een keer hierdie deel van die reisies soos volg beskryf. Hy sê, jy weet wanneer jy oud word, dis wanneer feitelik alles aan jou seer is, en dit wat nie seer is nie, werk nie meer nie. Jy weet jy word oud, wanneer jy uit asem raak, wanneer jy skaak speel, en wanneer jy uitsien na 'n vervelige aand by die huis. Jy weet jy word oud, wanneer iemand van die teenoorgestelde geslag saggies in jou oor blaas, en jy kla oor 'n trek.
Jy weet jy word oud, wanneer jy die ligte vir ekonomiese redes en nie vir romantiese redes afskakel nie. Of wanneer jy jou tande in 'n sappige stuk steak wegslaan en jou tande bly in die vleis agter. Of wanneer jy probeer om die krekels van in jou sokkies reg te trek en jy agterkom dat jy nie sokkies aan het nie. Ja. Ons kan lag oor hierdie goed. Maar wanneer hierdie goed 'n realiteit begin raak en die ouderdom 'n realiteit begin raak en jy Pick n Pay toe gaan en jy kom agter, maar nou gaan jou pensioen en hierdie kos nie meer behoorlik saam nie. En jy moet mediese fondse betaal wat net opgaan en opgaan en opgaan. Dan begin jy klein koppie trek. En as jy so begin trek, dan begin jy terugdink aan die verlede. En dan kom die jong mense en dan sê hulle vir die ou mense, ja, maar julle leef net in die verlede, ons is nou al bietjie moeg vir julle ou stories. Maar kom ek sê vir die jong mense, dis dalk nie so 'n slegte ding vir die ouer mense om bietjie ook daar te wees nie, want dit vat hulle weg van 'n realiteit wat partykeer bietjie moeiliker word. Paulus, dink ek, sou verstaan het waarvan ons nou praat. Hy was 'n ou gewees, as ek in die taal van die perdewedren praat, 'n pedigree wat so lank is, wat skrik vir niks. Sy bloedlyn was reg. Sy goed wat hy gedoen het was reg. Hy kon op sy ID-boekie kon hy ook lees. Goed, hulle het nie ID-boekies gehad nie, maar kom ons sê. Het daar gestaan burger van die Romeinse Ryk, van die topgoed wat iemand in daai tyd kon geskryf het. Want dit het vir jou net ander voorregte gegee. En nou kom Paulus, en hy skryf hierdie gedeelte wat ons nou gelees het. Waar hy sê, ek kan trots wees op goed. Ek kan terugkyk. Ek kan bietjie verlang. En dit skryf hy, nie toe hy in die prime van sy, wat sê mense, wat is Afrikaans vir prime, in die keur van sy lewe is nie. Dit skryf hy in 'n Romeinse tronk, redelik oud, op pad wenpaal toe. En dan skryf hy, en kom ek lees hom. Ek vergeet die dinge wat agter is. Ek strek my uit na wat voor lê. Ek beur voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Of jy nou ernstig in die eerste, of die tweede, of die derde, of die vierde deel van die reisies is, maak Paulus se lese jou motto, jou lese ook. Ek strek vir my uit na dit wat voor is. En vir 'n Jood om dit te sê, was eintlik fenomenaal. Want die Jood het altyd met sy gesig agtertoe gelewe, na die verlede toe. Want daar het hy vir God gesien. En hier kom Paulus, en hy sê, vorentoe. Wanneer jy lewe, sê dankie vir die goed agter, die goeie goed.
leer daaruit. Maar in hemelsnaam, moenie daar broei en bly en vir jouself laat skuldig voel oor verkeerde keuses wat jy gemaak het, of verkeerde dinge wat gebeur het nie. Kry dit agter en kyk vorentoe, na die wenstreep toe. Die interessante is, as ons oor die 4de tydvak praat, die 4de deel van die reisies, die pylvak op pad wenpaal toe, dan kom die Bybel en hy praat so bietjie oor ouderdom ook. En dan sê hy, my ouderdom is ook iets wat 'n guns van God is. Dit is ook iets wat goed is. Ouderdom, as jy 'n bietjie in die Bybel kyk, ouens wat daar geleef het, Moses, 80 jaar oud, toe hy die volk uit Egipte uitlei. Caleb, 85, toe hy ook optree en begin om met die volk te werk. Abraham en Sarah, ek gaan nou nie sê wat hulle op 90 en 100 gedoen het nie. Simeon, terwyl die prime van sy lewe verby is, het hy nog 'n doel. Hulle sê, they say you can't teach an old dog new tricks. Jy ken dit. Jy kan nie 'n ou hond nuwe tricks leer nie. Maar die ou wat ek wil aanhaal, sê, but that's an insult even to an old dog. Jy kan 'n ou hond nuwe tricks leer. Daarom, wanneer jy in God se reisies besig is, moenie stagneer nie, moenie terugkyk die hele tyd nie, maar kyk vorentoe. Nou net kyk watter derby, die Kentucky Derby, jare gelede, perdereisies, was daar een perd, en daar is 'n fliek ook oor hom gemaak, Secretariat, ek weet nie wie van julle die fliek gesien het nie. 'n Perd, sit bietjie net die eerste skyfie daar op van daar is klaar daar. Dit is regtig hy daai. En daar agter, by die pyl, is die ander perde. Sit net die volgende skyfie ook op, asseblief. Hierdie een het AI om nou net 'n bietjie grander gemaak, dat mense dit net bietjie beter kan sien. 'n Perd wat elke fase van die lewe vinniger en vinniger gehardloop het, elke fase van die reisies. En die mense kon dit nie verstaan nie, want dit is nie natuurlik nie. Toe die perd dood is, het hulle autopsie gedoen, en wat het hulle gekry? Sy hart was groter as ander perde se harte. Letterlik, fisies groter. En dit het gemaak dat hy kon vinniger gaan. Ons het ook in ons gemeente 'n klompie sekretariats, ouens met groot harte, wat partykeer net sê, ek byt vas, ek het lief, ek doen wat Jesus vir my vra. Daar is niks so mooi om soos 'n perd te kyk wat iets na die eindstreep toe hardloop nie. Was niks so mooi vir my om na 'n ou mens te kyk wat sê, ja, my lyf is besig om bietjie in te konk en hier's 'n klomp goed wat gebeur. Maar my hart word groter en groter en groter. Jy sit maar die ander een ook op, die een van die hart. Jy onthou verlede week se prentjie.
ernstiger begin mense iets van Jesus in my lewe te sien. In ons gemeente het ons mense met harte. Dankie daarvoor. Ons het mense wat in elke fase van hierdie wedstryd is, van hierdie wedloop is. Dankie daarvoor. In ons gemeente is daar 'n klomp ouens wat ook hier rondom die middellewe begin sê, maar ek moet voorraad opneem. Waar is ek? Dalk bietjie moedeloos. Dankie dat ons gemeente ook 'n veilige ruimte kan wees, waar jy ook daar partykeer net wonde kan lek. Dankie daarvoor. Dankie dat ons saam op pad kan wees na die eindstreep. Die eindstreep waar Jesus voor vir ons wag. Eintlik hardloop hy die pad saam met ons. En ons, gebroke mense, stikkende mense, elkeen op 'n ander plek, is mense wat met harte, groot harte, hardloop na die wenstreep. Want uiteindelik gaan dit nie oor die lewe hier nie, maar dit gaan ook oor ons wat eendag in die stalle van die groot koning sal wees, wanneer ons by Jesus is. Mag jy jou hart voer. Mag jy jou hart laat skyn. As jou hart stikkend is, seer is, kom na hom toe. Almal wat vermoeid en oorlaai is. En hy gee rus. Mag jy ervaar dat die lewende God by jou is. Amen. Hemelse Vader, ons is elkeen in 'n ander fase van die wedloop waarmee ons besig is. Dankie dat U in elke fase by ons is. Dankie dat U vir ons nooit ooit alleen los nie. Dankie vir U groot hart, wat vir ons omgee, en vir ons sorg, en partykeer saam met ons huil, en ander kere saam met ons bly is. Here, en dankie dat U vir ons vashou, in alles. Here, nou wil ons ook bid vir hierdie week wat voorlê. Here, U weet waarmee elkeen van ons gaan besig wees. Ons wil bid dat U daar sal wees, as daar deure is wat oopgemaak moet word. Here, bid ons, maak asseblief oop. As daar genesings is, bid ons, wees daar. As daar nood is, Here, dankie dat U daar is. Dankie dat U ook in ons vreugdes is, en dat U self die ene is wat sorg. Here, en dan bid ons ook, nie net vir ons nie, maar ons bid vir die hele ou wêreld, waar daar nou alweer 'n klomp skietery is. Nie net in ons land nie, maar ook lande wat teen mekaar nou alweer in opstand kom. Here, ons bid vir U vrede. Ons bid vir wonderwerke. Ons bid dat U koninkryk sal kom. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle wees.